Ek het 'n vraag vir jou en my vraag is as volg: kan jy God vertrou? En as jy vir my sê jy kan God vertrou, hoekom kan jy God vertrou? Ek dink is 'n vraag wat ons ten minste van onsself vra, kan ek God vertrou? Vir my persoonlik, yes, ek kan God vertrou. Hoekom kan ek God vertrou? Want hy's vertrouenswaardig. Die Bybel sê dat God nie 'n mens is dat hy sal jok nie. Met ander woorde, sy ja, en sy nee. Die woord sê ook dat hy sy eie woord bo sy eie naam gesit het. Met ander woorde, sy woord is die hoogste gesag. Hy het sy woord bo homself gesit. Dan sê op 'n ander plek dat soos wat die dou aarde toe kom, sal dit die leeg terugkeer hemel toe nie. Dit moet weer teruggaan en reën kom weer. Net so ook sal die woord van God wat uitgestuur is nie leeg terugkeer nie. Hy sal sy doel verrig waarvoor hy uitgestuur is. God is vertrouenswaardig. En as God vertrouenswaardig is, dan het ek nog 'n vraag vir jou. Kan God jou vertrou? Want dis heeltemal 'n ander storie. Yes, ek kan God vertrou, maar kan God my vertrou? Want as God my kan vertrou, beteken dit my integriteit het nou net van hier gegaan na hierso toe. En integriteit is dit wat jy doen wanneer niemand sien nie. Is wanneer jy die regte goeders doen wanneer niemand sien nie. Is wanneer jy die regte goeders doen wanneer jy agter 'n toedeur is en niemand sien nie. Is wanneer jy 'n boyfriend of 'n girlfriend het en jy is alleen by die huis oor 'n naweek en jy doen steeds die regte ding want dis nie God se hart vir jou om voor huwelikse seks te hê nie. Dis wanneer jy weet jy moenie gaan drink nie en jy moenie aan drank vat nie en jy kies nog steeds wanneer niemand sien nie om nie 'n slukkie te vat nie. Is wanneer jy weet jy mag nie na pornografie kyk nie en jy kies om nie te kyk nie al is niemand in die kamer nie. Dis wat integriteit is. Die Bybel sê die vrees van God is die begin van wysheid, maar op een plek sê ook die vrees van God is om weg te draai van sonde af. Inteendeel in 2 Timoteus, ek wil vir jou lees, in 2 Timoteus 2 vers 19 sê hy, let everyone that names the name of the Lord depart from iniquity. Met ander woorde, as Jesus se naam op jou lippe is, dan moet sonde uit jou lewe uitwees. En jy moet daai keuse kan maak. Kan God jou vertrou met sy naam op jou lippe? Kan God jou vertrou met sy Heilige Gees? Die Heilige Gees is die dunamis, ontploffingskrag van God wat binne my en jou bly. Die opwekkings, opstandings, genesende krag van God wat binne in my en jou woon. Kan God jou vertrou met sy Heilige Gees? Wat jou laat heilig leef en wat die krag van God deur jou wil laat vloei. Kan God jou met dit vertrou? En dis die vraag wat jy jouself moet vra vandag. Waar staan jy met die Here? Is great dat jy hom vertrou, maar kan hy jou vertrou? Kan jy jouself vertrou? En as jy nie in 'n posisie is wat jy weet, Jesus, die Here kan jy nie vertrou nie, dan is my vraag die volgende keer, wanneer jy iets doen en jy weet dit is verkeerd, vra jouself die vraag, kan die Here my nou vertrou met hierdie taak? Kan God my vertrou met 'n nuwe werk? Kan God my vertrou met finansies? Kan God my vertrou met 'n vrou? Baie mans bel my, nee, bid vir my die Here my 'n vrou gee. Kan God jou vertrou met daai vrou? Kan God jou vertrou met daai man wat jy so hard voorbid? Kan God jou met dit vertrou? Kan hy vertrou met kinders? Kan hy jou vertrou? Kan God jou vertrou? Dis die vraag wat ek vandag het om jou te vra. Kan jy God vertrou en kan God jou vertrou? En volgende keer as jy weer in 'n situasie kom wat jy iets moet doen en jy is nie seker moet jy nie hierdie doen nie, kan die Here jou vertrou met daai taak? Kan God jou vertrou? Het jy integriteit so hoog dat wanneer niemand sien nie, doen jy steeds die regte ding? Die Bybel sê wanneer jy weet wat die regte ding is om te doen en jy doen dit nie, dan is jy in sonde. So kan God jou vertrou met die regte dinge. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vandag, Here, dat daar 'n eenvoudige vraag soos dit is, die diepste wese van my ruk, dat die vrees van God terug in my lewe in kan kom, in 'n posisie waar ek weet dat dit die begin van wysheid en kennis is, maar ook so van so aard, dat die vrees van God so op my sal wees, dat ek nie iets sal doen waarmee U my nie sal vertrou nie. En ek dank U, Here, vir al die goed waarmee U my reeds vertrou, dat U my vertrou met die kosbare Heilige Gees, het nie nodig gehad om dit vir my te gee nie, tog gee U dit vir my, sodat ek heilig kan leef, dat die krag van God vrylik deur my kan vloei enige tyd en enige plek. En Vader, ek kom vandag na U toe en ek vra vergifnis vir al die kere, Here, wat ek iets verkeerd gedoen het wanneer niemand kon sien nie, waar my integriteit glad nie eers in sig was nie. Dat ek vandag as 'n kind van die Here in so hoë integriteit is dat U nie net my vertrou nie, maar dat mense my kan vertrou met alles wat ek vir hulle doen en waar hulle my aanstel in. Dat mense nie na my sal kyk en skepties is want dis maar net nog 'n Christen nie. Daar's soveel mense daar buitekant vandag wat sê eers as iemand vir hulle sê hulle is 'n Christen, wil nie eers besigheid met hulle doen nie, omdat Christene die naam van Jesus so sleg gedra het oor tyd. Here, laat my integriteit op so 'n vlak sal kom dat mense na my sal kyk en sê ons kan daai ou vertrou, die Here vertrou hom en ek vertrou U. Dankie Jesus dat ons na U toe kan kom vanoggend. Here, maak iets in ons wakker, dat solank U naam op ons lippe is, dat sonde totaal uit ons lewe uit sal kom. En ek bid vandag, as daar goed is in ons lewe wat nie daar hoort nie, dat U dit vir ons sal wys, dat ons onmiddellik kan ontslaa raak van dit, sodat ons U naam goed kan dra. In Jesus se naam bid ek dit.